Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 23ste Oktober 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Oud-president JZ moet 28 miljoen rand aan staat betaal of hulle vat sy pensioen. Nuushooftrekke vir vandag: skokgranate by Milnerton skool afgevuur. Oud-president JZ moet 28 miljoen rand betaal of die staat vat sy pensioengeld. 7000 Suid-Afrikaanse vlugtelinge per jaar in VSA toegelaat. 2 polisiebeamptes gewond deur opslagpatrone van hulle eie kollegas. Suid-Afrikaanse Protea mans vaar goed teen Pakistan in 'n crickettoets. Novak Djokovic gaan nie aan die Parys Ope deelneem nie. Oud-president Jacob Zuma het 60 dae om 28,9 miljoen rand aan die staat terug te betaal. As hy die spertyd mis, mag die staat op sy bates beslag lê. Regter Anthony Miller gelas in die uitspraak dat die staatsprokureur 'n bevel moet uitreik vir die beslaglegging en verkoop van Zuma se roerende en of onroerende bates en of eiendom om die skuld te verhaal. Dit sluit sy presidensiële pensioen in of 'n gedeelte daarvan, indien nodig is gesê. Lydens die hofstukke kan daar nie op Zuma se woonkompleks in Nkandla beslag gelê word nie, aangesien die grond aan die Ingonyama Trust behoort. Zuma se enigste ander bate is sy pensioen van 2,9 miljoen rand per jaar. Die aangeleentheid hou verband met die DA en EFF wat die hof in 2018 genader het om die staat te verhinder om Zuma se regskoste te betaal en om te verplig om die geld terug te betaal. Die partye het aangevoer Zuma moet die geld terugbetaal omdat hy in sy persoonlike hoedanigheid aangekla word en nie in sy hoedanigheid destyds as jong president en president van die land nie. Die Hooggeregshof het in Desember 2018 beslis Zuma is verplig om die geld terug te betaal en die Appelhof het in April 2021 dit ook bekragtig. Die DA het die Hooggeregshof in Pretoria verlede donderdag gevra vir 'n afdwingingsbevel wat Zuma verplig om die 28,9 miljoen rand terug te betaal, waarvan 10 miljoen rand net rente is. Die Jacob Zuma Stichting het gistermiddag gesê hulle wag vir regsadvies voordat hulle 'n kommentaar oor hierdie hofuitspraak sal lewer. Willie Oukamp, DA-LP en nasionale woordvoerder, sê die DA beskou die uitspraak teen Zuma as 'n oorwinning vir Suid-Afrika en die beskerming van belastingbetalers se geld. Die feit dat hy die term onmiddellik in sy direktief gebruik het, beteken nie dat die polisietaakspan wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek dadelik moes ontbind het nie. Senzo Mchunu het gesê hy het hierdie term onmiddellik in sy direktief gebruik en hy het ook onder meer melding gemaak van 'n voorlopige verslag oor die ontbinding van die taakspan. Hy wou die verslag teen 20 Januarie 2025 van Fanny Mosimola, die polisiekommissaris, ontvang het. As enige iemand onder die indruk is dat onmiddellik nou dadelik beteken, sal hy dit betoos, het Mchunu aan die hof gesê. Hy sê mense is nie soos 'n robot wat datums betref nie. Ons hoef nie kieskeurig en rigied te wees oor die betekenis van onmiddellik nie. Makonazi beskuldig Mchunu onder meer daarvan dat hy by polisiesake ingemeng het en onwettig opgetree het toe hy die taakspan wou ontbind het. Soweet Liganyane, komiteevoorsitter, het toe beslis dat die komitee die term onmiddellik as nou sal interpreteer. Mchunu is ook daarop gewys dat Mkonazi 'n vergadering met hom en Mogosi versoek het om sy bekommernisse oor dit te bespreek. Mchunu het voorheen getuig dat Makonazi baie kwaad was toe hy gehoor het van die ontbinding van hierdie taakspan. Mchunu het op 'n vraag van een Cameron DA-LP geantwoord dat hy wel bereid sal wees om sy elektroniese toestel aan die polisie of onafhanklike ondersoekers te oorhandig om die data daarop te kan ontleed. Skokgranate is gister buite die Milnerton High School afgevuur waar sowat 150 betogers, onder wie ouers, 'n vergadering met die skool geëis het nadat 'n video aan die lig gekom het wat wys hoe 'n graad 10 leerling aangerand word. Een van die jongste video's wys dat 'n groep seuns sy ander seun sy arms vashou terwyl nog een hom wurg en rondklap. Hy probeer koes, agteruit beweeg en onderhandel, maar dit was alles te vergeefs gesê. Volgens die polisiewoordvoerder het die betogers gister buite die skool oproerig geraak en die polisie het probeer om hulle uiteen te jaag. Die situasie het egter meer gespanne geraak waaraan die polisie skokgranate op die betogers afgevuur het. Niemand is in hierdie voorval bestuur, is berig nie. Volgens Brano Hammond, WKOD woordvoerder, die skoolbeheerliggaam na die aanvanklike bevindinge die skorsing van 8 leerlinge goedgekeur. Die geskorste leerlinge sal formeel dissiplinêr verhoor word in ooreenstemming met die relevante dissiplinêre prosedures, soos hy Hammond. Daar is nog ander slagoffers wat verklaringe by die polisiekantore gaan aflê. Die DA in die Weskaap het hierdie voorval sterk veroordeel en 'n sistematiese benadering tot die bekamping van afknouery geëis.
Ons kan nie net ons stemme dik maak wanneer ons boelievoorvalle groot ophef op sosiale media veroorsaak nie. Boeliegedrag spruit uit diep liggende maatskaplike probleme soos genormaliseerde geweld en gebrek aan voldoende psigososiale ondersteunings. Die kantoorgebou waar hy die vermeende demand bedreig, Louis Liebenberg, wat nou 61 jaar is, se Die Waarheid Media bedryf is, het net meer as R900.000 onder die hamer behaal. Volgens Chris Cordier, die afslaer is die grootste gedeelte van hierdie gebou as kantoorruimte vir Die Waarheid Media gebruik. Een vertrek is vir die radiostasie ingerig. Die openingsaanbod vir hierdie kantoorgebou was R400.000 met die aanbiedinge wat teen 'n slakke gang tot by die uiteindelike bedrag opgeskuif het. Die munisipale waarde van die kantoorgebou wat op 'n erf van 1400 vierkante meter staan, beloop R1,9 miljoen. Liebenberg se Marauder House, waaruit hy sy maatskappy Tariomix bedryf het, is Dinsdag vir R3,1 miljoen opgevuil, is vroeër berig. Tariomix, wat as Forever Diamonds en Gold sake gedoen het, is glo gebruik om meer as 44.000 beleggers uit bykans R4 miljard te bedrieg. Liebenberg en sy vrou Daisy en 7 ander direkteure van Liebenberg se maatskappye is in Oktober verlede jaar weens beweerde grootskaalse bedrog in hegtenis geneem. Hulle staan tereg op 59 aanklagtes wat insluit bedrog, geldwasery, rampokkery en diefstal. Feitelik al die vlugtelinge wat jaarliks Amerika toegelaat sal word in gevolge hervormde vlugtelingsprogram tot soveel as 7,000 uit 'n maksimum van 7,500 sal Afrikaners wees. Die koerante het aangehaal uit dokumente wat hulle onder oog gehad het en mense wat glo vertroud is met hierdie aangeleentheid. Die hervormde vlugtelingsplan sluit in 'n drastiese vermindering in die totale jaarlikse getal toegelate vlugtelinge. In die laaste jaar was die Biden-administrasie se vlugteling toelatingsteiken 125.000 mense. Lydens die berig van die vermindering in vlugteling toelatings saam met 'n doelgerigte poging om duisende wit Suid-Afrikaners voor te berei om Amerika te verhuis. Kort na sy bewindsaanvaarding het president Donald Trump uitvoerende bevel onderteken wat die toelating van die meeste vlugtelinge duidelik stopgesit het. Hy het egter uitsondering gemaak vir Afrikaners wat volgens hom deur rassediskriminasie in die gesig gestaar word. Die Amerikaanse Departement van Buitelandse Sake het lydens die berig in 'n verklaring gesê 700 Afrikaners is gereed om na Amerika te reis sodra die huidige Amerikaanse regeringsleiting eindig. Daar is nog duisende mense op pad, so lui die verklaring van die Amerikaanse staat. 2 lede van die Wes-Kaapse teenbende eenheid is in die hospitaal nadat hulle Dinsdag in Lavender Hill deur vermoedelik opslagkoels van hulle eie kollegas gewond is. 'n Kaptein en 'n sersant is onderskeidelik in die voet en been gewond. Die voorval om 1800 uur in Mirberry-weg. Die polisiebeamptes het glo die motorbande probeer skiet, maar dit is misgeskiet. Die bestuurder het amper 'n polisiebeampte raak gery en nog skoot het geklap voordat die voertuig tot stilstand gedwing is. Die bronne sê die polisie het skokgranate afgevuur nadat die publiek hulle met klippe bestook het en polisielede het die toneel kort daarna met die voertuig en bestuurder verlaat. Dis toe dat ontdek is dat 2 teenbendelede gewond is, vermoedelik deur opslagkoels, volgens polisiebronne. Volgens inligting het die polisie op 5 polisievuurwapens, Z88 pistole beslag gelê. Chinese voertuie. Daar is egter heel nuwe generasie produkte wat tans hier in Suid-Afrika aanland en veral die met die jongste hybride aandryftegnologie wat die Chinese ontwikkel het, is werklik indrukwekkend. In die Umuro-stal was dat tot onlangs net 2 modelle in sy grootste sportnis, die C9, albei is met 'n 2 liter petrolturbo aangedryf, 190 kW wat 400 Nm lewer en met 'n keuse van voorwiel of vierwiel aandrywing te kry. Umuro het nou sy groot C9 so modelreeks verder uitgebrei met 'n nuwe vlaggenskap, die C9 PHEV wat vir inprop hybrid in Engels staan. Die frisnaap benut 'n 1.5 liter turbo engine. En die kajuit is daar leebekleedsel, digitale skerms voor en verskeie bergkussies, 'n koordlose herlaaivakkie vir jou slimfoon, 'n USB sok voor en agter, die sitplekke voor en agter is fit en verkoelbaar. En daar is ook stemmingsbeligting in die kajuit saans. In die geheel is die C9 werklik modern en amper ruimteeus. Op die pad draf die groot C9 baie fliks voor met sy swaar lyf. Voel jy die momentum in die haastige draai of as jy skielik wil rem? Maar sy 4x4 vasdrap beteken jy is veiliger op nat of grondpaaie as met die gewone modelle. Met konservatiewe bestuur het jy hom byna gekry in 4.5 liter per 100 km, wat steeds indrukwekkend is en jou ryafstand op hierdie motor is omtrent 1000 km. Byna 4,5 miljoen polisse by lewensversekeraar is in die eerste 6 maande van hierdie jaar laat vaar. Wanneer die polisse laat vaar word, is dit dikwels omdat verbruikers onder te veel finansiële druk is om premies te kan byhou. In sommige gevalle is dit polishouers wat na ander verskaffers skuif. In die vorige 2 jaar, se ooreenstemmende halfjaar,
dat hy elke keer 4,3 miljoen polisse laat vaar. In die eerste 6 maande van die jaar is 297 miljard rand sy voordele en eise uitbetaal. Dit sluit in pensioenfondsvoordele aan versekering gekoppel is, uitreaniteite en uitkeerpolisse. Wallace het die vleier Louis Rees-Zammit in sy groep vir volgende maand sy jaareindtoetse gekies en hy kan vir die eerste keer in 2 jaar weer vir die Drake uitdraf. Hoewel hy kontrakte by die Kansas City Chiefs en die Jacksonville Jaguars gehad het, het hy egterna erken. Hy het sy talente in Amerika vermors. Rees-Zammit het in sy 18 maande in Amerika nie NFL wedstryd gaan speel nie. Die 24-jarige Blitz het in Augustus 'n kontrak met die Bristol Bears gesluit en het sy debuut in die Engelse Premier League met 'n 3 begin. Die ervare losvoorspelers Ross Moriarty en Tom Riffle is egter oor die hoof gesien. 5 spelers in die groep van 39 het nog die toetsrugby vir hierdie span gespeel nie. Jack Morgan, flank van die Brits en Ierse leeu's, keer terug om die Drake te lei. Pam Lam, Bristol se hoofbreier, het gesê Rees-Zammit herstel van 'n besering, maar sal glo op 9 November teen Argentinië kan uitdraf. Suid-Afrika danksy Senoran Metosami wat op 89 nie uit van 155 balle wat insluit 8 vure en Kagiso Rabada wat 71 aangeteken het van 61 balle wat insluit 4 vure en 4 sesse, sy hoogste toetstellings in 2 hardnekkige vennootskappe teen die einde 404 lopies, 'n voorsprong van 71 lopies in hulle eerste beurt in Rawalpindi aangeteken. Suid-Afrika het die dag op 185 vir 4 begin in antwoord op Pakistan se 333 in sy eerste beurt. Die linkerhandse snelbouer Shaheen Afridi sal Pakistan in die komende eendagreeks teen Suid-Afrika aanvoer, so die Pakistanse Kriketraad bevestig. Pakistan het verlede jaar onder hom in Suid-Afrika met 3-0 skoonskip teen die Proteas gemaak. Pakistan het sy vorige eendagreeks met 1-2 teenoor die Wes-Indiese eilande op sy toer in Augustus daar verloor. Pakistan gaan nou weer 3 se eendagwedstryde teen Suid-Afrika kom speel. Die eerste daarvan word Dinsdag in Rawalpindi gespeel. Die laaste 2 word in Lahore beslis. Novak Djokovic gaan nie aan volgende week se Paryse meesterstoernooi deelneem nie. Die Serbiër het vroeg dese maand in die halfeindronde van die Shanghai meesterstoernooi die uiteindelike wenner Valentin Vecherot van Monaco uitgeskakel. Hy het 'n enkel besering en hitteuitputting in sy laaste 16 oorwinning oor Jaume Munar oorkom. Djokovic, wat nou 38 jaar oud is, het onlangs gesê hy het geen planne om uit te tree nie en het die NBA basketbalheld LeBron James, voormalige NFL-speler Tom Brady en veteraan sokkerspeler Cristiano Ronaldo as inspirasie genoem om sy loopbaan so ook te verleng. Sy laaste Grand Slam sege was in 2023, maar hy het vanjaar die halfeindronde van al 4 Grand Slams gehaal. Die VRK het gister aangekondig dat Makazole Mapimpi vir 5 weke geskort is. Hy sal gevolglik Saterdag die Haie se wedstryd teen die Scarlets op Kings Park in Durban misloop en vereens vir die Bokke se laaste toets teen Wallis op 29 November beskikbaar wees. Mapimpi op 35, die skemer van sy loopbaan, is nie in die bokgroep vir die jaareindtoer nie, maar tel onder die spelers wat op 'n gereedheidsgrondslag geplaas is. Mapimpi, wat vleuel gespeel het, is in die 55ste minuut van die Haie se nederlaag van 26 teenoor 34 met 'n rooi kaart gestraf weens 'n boorvat op Mike Lowry heel agter van Ulster. Die toepaslike straf sou 'n skorsing van 6 weke gewees het, maar die feit dat hy skuld beken het dit met 'n week verkort. Weens sy swak dissiplinêre rekord, Mapimpi het in 2023 en nou vanjaar ook 'n rooi kaart gekry. Was daar nie verder vir hom genade gewees nie. Hy het ook nie aan Lowry om verskoning gevra nie. Mapimpi sal dus vir die Bokke se toetse teen Japan, Frankryk, Italië en Ierland betrek kan word indien 'n behoefte ontstaan nie. Ritus Longwane, voorspeler afrigter van die Stormers, sê hulle is baie trots op die 21-jarige Zachary Porton, oud-leerling van die Wynberg Boys High School. Dis lekker om te sien dat hy ontwikkel het tot die speler wat hy nou is. Daar is nou by die Bokke erkenning vir hom gewees. Longwane beklemtoon egter dat Porton nog aan die begin van sy loopbaan is en dat hy met tye ook die wind van voor gaan kry. Zeg het 'n paar weke gelede vir ons in ons onder 20 span gespeel. Hy's nog jonk, maar het reeds sy hand opgesteek. Sy werkverrigting en vaardighede is goed en sy skramwerk het baie verbeter as gesê. Indien Porton sy buiging op die Bokke se jaareindtoer maak, sal die Stormers aan hom Netling Forsie en Frans Malherbe 3 bok vaskoppe hê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1632, Polokwane 1327, Lephalale 1333, Mbombela 1132, Mahikeng 1529, Pretoria 1530,
Johannesburg 16:30, Ermelo 9:30 in die middag, Kalahari 22:34, Gaborone 17:31, Richards Bay 14:36, Pietermaritzburg 15:35, Durban 17:31, Port St. John's 19:35, Pongola 14:35, Maputo 17:31, Bethlehem 10:29, Bloemfontein 15:30, Allewal Noord 14:31, Welkom 15:31, Vryburg 17:32, Kimberley 17:33, Appington 23:36, Prieska 21:36, Springbok 13:29, Karasburg 20:36, Keetmanshoop 23:36, Mariental 23:35, Alexander Bay 12:19, Brandvlei 17:35, Loederits Bay 13:25, Vredendal 12:28, Kaapstad 15:36, Sutherland 12:29, George 14:24, Jeffreys Bay 16:32, Berra 16:37, Graaff-Reinet 14:35, Kaaphoogillas 13:21, De Aar 18:33, Montino 13:28, Beaufort Wes 18:37 en laastens Oos-London 17 grade Celsius in die oggend, 41 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so. Die rand verhandel teen R17.44 teenoor die Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.31. Die euro kos R20.25. 'n pond verhandel teen R23.29. 'n yen kos 11 sent. Silwer se prys is $48.19 Amerikaanse sent. Platinum se prys is $1,645. Palladium kos $1,412. Goud se prys per fyn ons is $4,076. Brent olie per vat is $61.32 Amerikaanse sent. Ons gedagte vir die dag: jy sal nooit wen as jy nooit begin. So begin jou pad en sorg dat jy die eindpunt bereik. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n aangename dag word vir almal toegewens.